Vriende, goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn geleentheid vanoggend hier by De Bruin Park. Daar's een afkondiging wat ek graag net jou aandag op wil rig. Volgende Sondag sal ons nie 'n aanlyn opname hê nie, as gevolg van die feit dat ons Paas-sangdiens hier in die erediens in die kerkruim gaan hê. So ons nooi jou graag uit, as dit vir jou moontlik is, kom sluit by ons hier aan. Dit gaan 'n pragtige program wees wat Tenis vir ons met mooi musiek en kore voorberei. In hierdie week wat verby is, het ons met die huisfiks stukkie op Woensdagoggend wat uitgaan op al ons kanale, saam gedink oor hoe ons tyd spandeer en hoe ons dink oor ons verhouding met God binne ons alledaagse lewe, binne al hierdie goeders wat ons tyd in beslag neem. As mens so nadink oor ons verhouding met God, is die kern daarvan hoe God ons aan homself toeëien, om vir ons te sê, ek wil graag hê, jy moet aan my behoort, jy moet 'n kind van my wees. Dit gaan daaroor hoe God vir ons 'n ruimte skep, sodat ons hom kan ken, en sodat ons kan sê, ek is 'n kind van God. Dis niks anderste as verbondstaal nie. Met die verbond wat God met sy volk gesluit het, kies God die volk Israel om sy heilige volk te wees. En heilig beteken om op sy gesit te word. So hy kies hulle uit om sy volk te wees en om hom hier op aarde te verteenwoordig. Om God se verbondsvolk te wees, beteken dat hulle 'n bepaalde stel reëls kry hoe hulle God se volk kan wees en hoe 'n persoon wat deel is van God se volk optree. Die 10 gebooie wat Moses ontvang daar op die berg Sinaï net nadat hulle uit Egipte bevry is deel van hierdie stel reëls wat God gee. So lyk iemand se lewe wat 'n kind van God is. Hierdie is die grense. Maar as ons so deur die Ou Testament blaai, dan sien ons die verhaal van Israel en ons sien hoe hulle dit eintlik nie kon regkry nie. Keer op keer dan verbreek hulle hierdie verbond wat hulle het om God se volk te wees. Ten spyte van die volk se wegdraai van God se verbond af, sien ons daar ook elke keer God se genade raak wat hy sê, ek wil hierdie verhouding herstel. Ek wil nie hê dat dit die einde van ons pad saam moet wees nie. Die profeet Jeremia wil in die ballingskaptyd hoop bring deur God se woord en sy wil weer aan die verbondsvolk bekend te maak. Ons lees vandag so 'n stukkie saam van hulle tyd in die ballingskap uit die Jeremia boek uit as 'n lydingstyd teks wat ons ook net weer kan herinner aan wat die kern van God se verhouding met ons is. Kom ons lees saam, ek lees uit Jeremia 31 van vers 31 af. Kyk, daar is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sonde skuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. So sê die Here wat die son bedags as 'n lig gee, die vaste voorskrifte vir die maan en sterre as ligte snags. Hy wat die see in beweging bring sodat sy golwe dreun, die Here heerser oor alle magte in sy naam. As hierdie vaste voorskrifte voor my verdwyn, is die uitspraak van die Here, sal ook die nageslag van Israel ophou om vir altyd 'n nasie te wees voor my.
In hierdie gedeelte maak Jeremia 'n paar verwysings na die verbond wat God met die volk Israel gesluit het. En met hierdie verwysings neem hy hulle terug na 'n ou bekende verhaal toe, daar na Abraham se tyd toe God vir die eerste keer hierdie verbond met hom gesluit het. So hy vat hulle terug en hy sê vir hulle, onthou julle toe God daar met Abraham 'n verbond gesluit het en beloof het dat hy vir altyd ons God sal wees. Dat daar vir altyd 'n nageslag sal wees en dat hy vir altyd vir ons beloofde land sal gee waarin ons kan bly. Dit is 'n verhaal wat hulle as 'n volk gereeld vir mekaar vertel het om mekaar te herinner aan die groot en almagtige krag van die God wat hulle aanbid. Dis die anker van hulle geloof dat hulle by God sal wees in die land wat hy vir hulle bestem het, waar hulle meer kan word en sterker kan word as 'n nasie, waar hulle in die teenwoordigheid en in die seëning van God sal leef. Dan verwys Jeremia na die verbond wat God hernie met Moses daar op die berg Sinaai wanneer hy hulle uit Egipte uit bevry. En hy gebruik hierdie mooi beeld om te beskryf hoe drasties God se aksie was met die bevryding uit Egipte. Hy sê, soos die dag wat ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte te bevry. En ek sien hierdie beeld van 'n besorgde ouer wat op die laaste splitsekonde kom en 'n kind aan die hand gryp en voor 'n aankomende voertuig weggryp uitgevaar uit. Met hierdie verbond wat God hernie met sy volk daar by die berg Sinaai, kry Moses hierdie 10 gebooie op die kliptafels. Dis die termes en die voorwaardes van hierdie nuwe ooreenkoms wat God met sy volk het. Moses was nog nie eers behoorlik van die berg af nie, toe het die volk Israel alreeds hierdie termes en voorwaardes oortree. En dit is eintlik die verhaal wat ons heel gereeld optel in die Ou Testament, in die verhaal van Israel, is hoe God elke keer kom om hierdie verbond te herstel, hierdie verhouding te herstel, en Israel verbreek dit net weer. Ten spyte van dit hou God sy kant van die verbond in stand, en hy sê, daar's nie 'n manier wat ek julle sal los nie. Elke keer herstel ek hierdie verhouding en ons probeer weer. Bietjie vroeër in die Jeremia boek, hier in hoofstuk 11, as jy dalk daarna wil gaan kyk, skryf Jeremia die ballingskap, die tyd waarin die Israeliete hulle self bevind, skryf hy toe juis aan hierdie konstante verbreeking van die verbond. Hy sê, dis hierdie volgehoue ontrouheid aan die ooreenkoms wat ons het, dat ons nou in hierdie moeilike situasie is, dat ons nou uit die teenwoordigheid van God daar in die tempel uit Jerusalem uitgeruk is. Maar dan verseker hy hulle later ook weer, dat God te midde van hulle ontrouheid steeds by hulle is, en te danke aan God se groot genade, kan hy weer vir hierdie volk hoop bring, om te sê, dit gaan nie vir altyd so wees nie. Dit beteken nie, hierdie is die einde van ons verhouding met God nie. Die Here spreek deur Jeremia en dan sê hy vir hulle, ek sluit met julle 'n nuwe verbond. Nog 'n keer vergewe ek julle vir julle ontrou en julle kontrak breek van ons ooreenkoms. God sê, ek wend nog 'n poging aan om julle te behou as my geliefde volk, maar van hier af vorentoe moet 'n paar dinge verander. Die verbond tussen God en sy volk kom hier nou by 'n kruispunt. En Jeremia as God se profeet wil vir die volk sê, ouens, kom sit. God wil met ons 'n ernstige gesprek hê wat hy vir ons wil vertel hoe ons verhouding gaan lyk en hoe ons dit vorentoe gaan definieer. Hy wil vir ons vertel hoe hy oor ons verhouding voel en wat sy droom is daarvoor en hoe ons daarby gaan uitkom. Ons almal het al kruispaaie in ons lewe beleef. Dis wanneer jy op 'n roete besig is, op pad ergens heen, en dan op 'n stadium, dan vrik die pad in twee, en jy moet 'n keuse maak. Gaan ek links of gaan ek regs? En die keuse wat jy maak, bepaal uiteindelik die bestemming wat jy gaan bereik. Ons staan gereeld by sulke keuses ook in ons lewe, in ons verhoudings, in ons beroep,
in die manier hoe ons lewe. En soms tot selfs in ons geloof staan ons by kruispaaie en ons het 'n keuse om te maak. God se verhouding met die volk Israel kom by hierdie kruispad. En God bepaal hierdie keer die rigting wat hierdie verhouding moet ingaan. Hy sê, dit kan nie so aangaan nie. Hy sê, wat hier gaan gebeur, is eintlik maar net 'n spiraal van dieselfde verval wat ons al te goed ken en uiteindelik gaan uitloop op 'n doodloopstraat en dan is daar nie meer omdraai kans nie. God se pleidooi vir die volk is dat dit nie is wat hy graag vir hierdie verhouding wil hê nie. Daarom wil hy 'n nuwe verbond met hulle sluit, 'n nuwe roete wat hy vir hulle wil voorstel om te sê, dis hoe dit van vandag af gaan lyk. Die verskil hier tussen die eerste verbond en die nuwe verbond is 'n stel reëls in die eerste verbond wat gekoppel word aan hierdie ooreenkoms om deel te wees van God se volk wat nagekom moet word, wat van buite af 'n invloed het op die innerlike van die mens. Amper soos 'n reëling wat langs 'n pad loop, wat jou keer om nie oor die afgrond te stort nie. As jy vir een of ander rede die pad moet verlaat en jy skaaf teen hierdie reëling, dan hou jy jou ten minste so klein bietjie op die pad. Maar as jy hard genoeg en gereeld genoeg aan hierdie reëling gaan stamp, dan gaan hy breek en dit is dan wanneer 'n mens oor die afgrond stuur. Met die nuwe verbond sê God, ek gaan dit op julle harte skryf. Dit gaan van binne afkom, van die diepste plek van julle menslike bestaan, vanuit die oorsprong van julle emosies en julle gevoel. Uit julle harte uit sal my verbond uit julle as my volk uitstraal. Dit sal julle so verander dat julle nie meer hierdie reëling op die pad nodig het wat julle moet help om op die pad te bly nie, maar dat julle die pad wat ek vir julle bestem so goed sal ken, omdat ek dit op julle harte skryf, dat julle veilig sal reis op hierdie pad om by julle bestemming uit te kom. God sluit hierdie nuwe verbond met Israel as deel van sy genade, wat wys hy sal hulle nooit alleen laat nie. Hy probeer nog 'n keer, die keer op 'n ander manier om sy volk te behou. Uit hierdie nuwe verbond met Israel word daar 'n verlosser gebore. Ons ken hom as Jesus Christus, ons verlosser, wat uit liefde uitlei aan 'n kruis, wat sterf en wat op die 3de dag weer opstaan om hierdie ooreenkoms wat God met sy volk aangegaan het, te vervul. Dit is God wat self die straf dra van mense wat hierdie verbond verbreek, al het hy self nie 'n letter van dit afgewyk nie. Een van hierdie tekens wat van die nuwe verbond wat deur Jeremia bekend gemaak word in vers 34 is. En hy sê, hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle is die uitspraak van die Here, want ek sal hulle sonde skuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Wat is ons belydenis oor Jesus Christus? Jesus Christus is God wat homself aan mense kom openbaar, sodat ons God kan ken. En God bring in Christus versoening, sodat ons met hom in 'n verhouding kan wees. Dis die teken van die nuwe verbond wat vers 34 hiervan praat. Nie meer nodig om vir mekaar te sê, ken God nie, want ons ken hom in Jesus Christus. En die sonde wat hy vergewe, wat hy nie meer aan gaan dink nie, is die rede hoekom ons in 'n verhouding met God kan wees, want daar's niks wat ons meer kan afsny van God af nie. In Lukas 22 lees ons waar Jesus daar in die bovertrek die nagmaal instel, so net voordat hy in hegtenis geneem word vir die kruisiging, en dan weer klink die woorde van God se belofte van 'n nuwe gebod. Dit is wat ons nou in hierdie komende weke weer gaan vier, is die Paastyd. Daarna het hy die beker geneem en nadat hy gedank het gesê, neem dit en deel dit onder mekaar,
want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het die brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, en gee dit vir hulle, en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit, om my in herinnering te bring, soos ek met die beker, na die ete, met die woorde, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Wat beteken hierdie nuwe verbond vir ons? Ons hoor God se genade, nie net vir die volk Israel nie, maar in Jesus Christus vir die hele skepping. Sy genade wat waar ook al ons is, ons kom opsoek en soos 'n besorgde ouer aan die hand gryp en voor die gevaar wegruk. Deur Christus se bemiddeling word hierdie verbond van liefde in ons harte geskryf, sodat ons 'n verhouding kan hê met God, en dat hierdie verhouding wat ons het met God vanuit ons diepste binneste, die plek van ons emosies en ons gevoel kan kom. Dat ons 'n hart sal hê vir God, 'n verhouding met hom sal kweek, nuuskierig sal bly oor die manier hoe God in ons lewe teenwoordig is. Dit beteken dat ons in ons harte oortuig sal wees van die genade, en dat wat in ons harte is ook sal uitstraal na buite toe waar ons ook al is. Nie net as 'n stel reëls wat ons moet volg is om ons eie heil te bewerk nie, maar dat dit die bloed van die lewe is wat deur ons lewe vloei na ander mense. Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 ook oor hierdie uitwerking wat die nuwe verbond op ons as gelowiges het, en hoe die Gees in ons harte kom as 'n manier hoe God hierdie nuwe verbond op ons harte skryf, en dan gebruik hy ook dieselfde taal as wat Jeremia gebruik. Julle is duidelik 'n brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is. Geskryf nie net in ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van menseharte. So 'n vertroue op God het ons deur Christus, nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Liewe vriende, ons staan self nou hier voor 'n kruispad. Wat kies ons? God se keuse vir ons lewe is om soos kinders van die nuwe verbond te leef. Dat mense sal agterkom wanneer hulle met ons werk, dat God se verbond op ons harte geskryf is en van binne af ons aanraak en nie 'n stel reëls wat van buite af ons wil verander nie. Dat ons so sal weet, ons binneste, diepste, die grondslag van ons identiteit lê in God. Die wonderlike, onvoorwaardelike genade van dit alles is dat God getrou bly aan wie hy is. Elke keer neem hy die eerste stap om hierdie verhouding te kom herstel. God vee ons nie van die aarde af nie. Hy begin nie van voor af nie. Hy gooi ons nie weg nie, hy vergeet nie van ons nie. Hy los ons nie daar in die gat waar ons is nie. Hy bly vorm aan ons deur sy liefde op ons harte te graveer. Ons sien dit ook so aan die kruis. As jy in hierdie laaste paar dae van lydingstyd dalk 'n klein bietjie verder wil nadink oor hierdie gedeelte, wil ek jou met 'n selfondersoekende vraag los vanoggend. Waar in jou eie lewe ervaar jy dat jou verhouding met God koud en wetties geword het? Waar God se wet vir jou meer soos 'n plig geword het eerder as iets wat warm liefde in jou lewe wakker maak? Of dalk kan jy wonder oor watter stemme in jou lewe laat jou twyfel of God hierdie pad nog saam met jou stap, en dan gee jy aandag daaraan. So staan ons almal op 'n kruispad, nie net een keer in ons lewe nie, maar keer op keer.
En elke keer is God saam met ons daar om ons te begelei in hierdie proses, in die nuwe pad wat ons moet loop. Want hy is die God wat vir ons sê, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het vandag weer U trouheid aan ons getoon. U het nie 'n klipwet kom herhaal nie. U het genade gegee, 'n nuwe begin. 'n Verbond nie van pligte nie, maar van liefde. Skryf U waarheid op ons harte, sodat ons U nie net kan ken in ons koppe nie, maar ook so uit ons lewe kan uitstraal. Lei ons van hier af die week in as mense wat deur U gekies is, deur U verander word, en wat nou saam met U ook op pad is. Ons is die volk, Here, wees U ons God. In die naam van Jesus Christus. Amen. Mooi dag vir jou.